So ons kyk vanaand na Sondag 51, dis die 5de bede of die tweede laaste een in die Onse Vader. Ons gaan lees Matteus 18 Matteus 18 van vers 21 af. Hoor die Here se woord, Matteus 18 van vers 21 af. Toe kom Petrus na hom en sê: Here, hoe dikwels sal my broeder teen my sondig en ek hom vergewe? Tot 7 maal toe? Jesus antwoord hom: Ek sê vir jou, nie tot 7 maal toe nie, maar tot 70 maal 7 toe. Daarom word die koninkryk van die hemele vergelyk met 'n sekere koning wat met sy diensknegte wou afreken. En toe hy begin afreken, word daar een na hom gebring wat 10.000 talente skuldig was. En omdat hy nie kon betaal nie, gee sy heer bevel dat hy verkoop moet word, en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het, en dat betaal moet word. Toe val die diensknegt neer en buig voor hom en sê: Heer, wees lankmoedig met my en ek sal u alles betaal. En die heer van daardie diensknegt het innig jammer vir hom gevoel en hom losgelaat en hom die skuld kwytgeskeld. Maar toe daardie diensknegt uitgaan en een van sy medediensknegte vind wat hom 100 penning skuldig was, het hy hom aan die keel gegryp en gesê: Betaal my wat jy skuld. Sy medediensknegt val toe voor sy voete neer en smeek hom en sê: Wees lankmoedig met my en ek sal jou alles betaal. En hy wou nie, maar het gegaan en hom in die gevangenis gewerp totdat hy die skuld sou betaal het. En toe sy medediensknegte sien wat gebeur het, was hulle baie bedroef. Hulle het gegaan en aan hulle heer meegedeel alles wat gebeur het. Daarop roep sy heer hom en sê vir hom: Jou slegte diensknegt, al daardie skuld het ek jou kwytgeskeld omdat jy my gesmeek het. Moes jy nie jou medediensknegt ook barmhartig wees, soos ek jou ook barmhartig gewees het nie? En sy heer het hom in toorn oorgegee aan die pynigers, totdat hy sou betaal het alles wat hy hom skuldig was. So sal ook my hemelse Vader aan julle doen, as julle nie elkeen sy broeder van harte sy oortredinge vergewe nie. Tot daar, en dan vraag en antwoord 126. Wat is die 5de bede? Dit is: vergeef ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Dit is: reken ons, arme sondaars, al ons misdade, as ook die boosheid wat nog aan ons kleef, ter wille van die bloed van Christus nie toe nie. Ons bid dit van u, omdat ons hierdie bewys van u genade in ons vind, dat ons die ernstige voorneme het om ons naaste van harte te vergewe. Jesus leer, Christene is mense wat vergewe is. Maar Christene is ook mense wat vergewe. Vergewe en vergewend. Dis wat die Here sê in Efesiërs 4 vers 32. Vergewe mekaar soos God in Christus julle vergewe het. Bewys aan mekaar, ons kan daai ook vertaal met: bewys aan mekaar die genade, soos God in Christus julle ook genade bewys het. So Christene is vergewe, maar hulle vergewe ook ander. En tog is hierdie 'n onderwerp wat vir gelowiges regtig moeilik is. Ons sukkel, ons weet nie hoe nie, ons probeer allerlei toertjies om dit te vermy, en
En dis natuurlik nie nuut nie, dis juis hoekom Jesus vir ons hierdie gelykenis vertel daar, sy disippels sukkel hiermee. Ons sukkel om die vergifnis wat ons ontvang het te laat deurskyn in ons lewens. Ons loop met bitterheid. Ons krop op. Ons hanteer nie sondes teen ons dadelik nie en dan broei daar hierdie gedagtes van haat. En die tyd waarin ons leef maak hierdie ook nie beter nie. Daar's soveel mense wat net doodgewoon vergifnis nodig het en vergifnis moet gee, maar al wat hulle kry is een of ander diagnose. Ons samelewing het dit reg gekry om die woordjie sonde en daarmee saam vergifnis heeltemal uit te skryf in die alledaagse taal. Dit is nodig dat ons sonde noem, om hierby uit te kom, daai laaste versie, wat Jesus ons leer in die gelykenis, as ons daarby wil uitkom, is dit nodig dat ons sonde noem, vir wat dit is. Ons sondig teen die Here, ons sondig teenoor mekaar. En dit moet ons behoorlik noem, soos wat dit is, sodat ons dit behoorlik kan hanteer, dat ons waarlik vergifnis kan ervaar en gee soos ons bid in hierdie bede. Die gedeelte van die gelykenis begin met Petrus se vraag. Petrus kom na die Here toe en vra, Here, hoe dikwels sal my broer teen my sondig en ek hom vergewe tot 7 maal toe? Nou, hy vra daai vraag in die konteks van waar Jesus verduidelik hoe die gemeenskap van gelowiges moet funksioneer. Hoe dit gaan werk as ons nou in hom is en sy disippels is en 'n gemeenskap is van disippels. Vers 15 tot 17 sê hoe ons konflik moet hanteer, hoe ons tug gaan hanteer, hoe ons hierdie ding van sonde binne in hierdie gemeenskap gaan hanteer, want ons gaan sondig. So as jou broer teen jou sondig, gaan na hom toe. Jesus leer ons daai verskriklike belangrike beginsel. En as hy dan sy sonde bely, wonderlik, jy het jou broer gewin. En dan vra Petrus nou op dit, maar sien nou hierdie ou kom, en hy doen nie sonde, en hy vra vergifnis, en ek vergewe hom, dan gaan doen hy dit weer, dan vra hy vergifnis, dan vergewe hom, en dan gaan doen hy dit weer, dan vra hy vergifnis, dan vergewe ek hom. Is daar nie 'n limiet hier nie, Here? Sekerlik moet ons 'n limiet kan trek en sê, so ver is genoeg. 3 keer is gesien as die maksimum. So Petrus druk hom reeds na bo die toppunt toe. Nou as hy vra 7 keer, sal 7 keer genoeg wees, Here? Hoeveel keer moet ek vergewe? Maar Jesus slaan die wind uit sy seile met sy antwoord in vers 22. Ek sê vir jou, nie 7 maal nie 7 keer nie, 70 maal 7 keer. En wat Jesus daarmee sê is nie, okay, Petrus maak gou sommetjies nie. Hy sê daarmee, Petrus, daar is nie 'n limiet nie. Dis ondenkbaar baie. Selfs in die ekstreme gevalle, waar gaan jy 490 keer dieselfde gesprek hê? Dalk voel ouers so, dat hulle al 490 keer dieselfde ding oor en oor gesê het. Maar selfs in die ekstreemste geval, het jy nie 470 keer dit gesê nie. Ons voel so as ons 3 keer dit gesê het. Maar die 490 keer sê, daar is nie 'n limiet aan vergifnis nie. Want God se genade aan ons is oneindig. En dan vertel hy nou hierdie gelykenis. Maar voordat ons nou ingaan op die gelykenis, om ons kyk net eers na die woordjie vergewe. Die woorde in die Ou en Nuwe Testament vir vergewe bring die idee van sonde en skuld wat weggevat of opgelig word. Dis hierdie swaar ding, hierdie las, skuld, sonde wat op jou rus, op jou skouers druk en iemand lig dit op en vat dit weg. Die gelykenis wat Jesus vertel hier gebruik ook die woordjie
wat vertaal kan word met vergewe. Kyk daar in vers 27, die skuld is kwytgeskeld of vergewe. Dis dieselfde woordjie vir vergewe. Daai selfde woordjie as wat later in vers 35 gebruik word, vergewe, kwytgeskeld. Die skuld is afgeskryf, die skuld is opgelig en weggevat. En Jesus doen dit as prins om iets te wys van vergewe. Dit is so skuld, geldskuld, wat afgeskryf moet word. Daar's hierdie las op jou, dit lê teen jou, soos hierdie swaar balk op jou skouers. Dalk ken julle die gevoel van as jy vir iemand geld skuld. Hy blaas in jou nek. Dis drukking. Die woordjie vergewe kan ook gebruik word om te praat van iemand wat vrygelaat word uit die tronk. Hy's vry, sy bande is los. Daar's nie meer hierdie juk op sy skouers en hierdie goed aan sy hande wat hom vasbind nie. Die ander woordjie in die Nuwe Testament vir vergewe is daai woordjie wat ek net nou gelees het in Efesiërs 4 vers 32, die werkwoord vir genade gee. Onverdiende guns gee is om te vergewe. Dis wat die vergewer gee aan die wat hom skuld. Die een wat hy vergewe, verdien dit nie. En die een wat die vergewing doen, betaal iets, dit kos hom. Dit kos hom om die skuld af te skryf. En daarom is dit genade. Daardie 10.000 talente wat hy afskryf, is in sy boeke 'n uitgawe. Dit kos hom baie. So vergifnis is as jou skuld nie meer teen jou gehou word nie. Dis wat Stefanus bid na in Handelinge 7, toe hulle hom wil stenig, toe bid hy, Here, reken hulle sonde nie toe nie. Ons kan dit ook vertaal met, Here, hou hulle sonde nie teen hulle rekening nie. Hy bid soos Jesus aan die kruis, Vader, vergewe hulle sondes. Moenie hulle sondes teen hulle rekening hou nie. So as jy vergewe is, dan sit nie meer op jou rekening nie. Jy's vry van jou verlede. As God jou vergewe het, kan jou sondes nie meer gevind word in die boeke nie. Dis nie meer daar nie, dis uitgevee, dis kwytgeskeld, dis betaal, dis weg. Soos die psalm wat ons net gesing het, Psalm 103 vers 12 sê, so ver as die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. So hoe ver is die ooste van die weste af? Daar's nie 'n manier om dit te meet nie, want dit is oneindig, dit gaan in 'n sirkel. Ek dink dis 'n goeie bewys dat die Ou Testament gelowiges geweet dat die aarde is rond. Dit is oneindig. As God jou nie vergewe nie, hou hy dit teen jou. Hy hou dit in gedagte. Hy dink daaraan, want dit bly in sy boek, in die rekeningboek. En jy moet dit betaal, en hy gaan jou besoek daaroor. Hy dink nie net daaraan nie, hy kom na jou toe, dat jy dit betaal, soos hierdie koning. Hy gaan aan jou deur kom klop, vir die geld wat jy skuld. Maar as jy vergifnis ontvang het, is dit net so wonderlik, God dink nie meer daaraan nie, want dit staan nie meer daar nie. Daar's nie, die bewyse vir die skuld is nie meer daar nie. As dit uitgevee is daar's geen truis terug na jou sonde toe nie, want dis alles, al die bewyse daarvoor is uitgevee. Dis weg. Onvindbaar. Maar goed, God is 'n heilige en regverdige God. Hy vee nie net sondes uit die skuldboek uit, net sommer nie. Sonde verdwyn nie net voor hom nie. Hy vee nie net sonde onder die mat in nie. Hy vergewe op grond van iemand anders wat die prys betaal. Die boek moet klop. So hy kan nie net uitvee nie. Die vergifnis wat jy ontvang van die Vader, het sy seun gekos. Daar moet versoening plaasvind vir enige vergifnis, sê Hebreërs. Dit beteken die skuld moet op een of ander manier
afbetaal word. Die bloed van die lam moes vloei, sodat jy nie meer jou skuld moet betaal nie. Hy moes met my ongeregtigheid op hom neem, en die straf daarvoor dra, en hy het sy geregtigheid vir my geskenk, sodat God nou na my kyk, soos sy eie seun. Christus het gedoen wat ek nie kon doen nie. Hy het die wet volkome nagekom. Die prys vir vergifnis is ontsaglik duur. So ontsaglik baie, so ontsaglik groot, soos God self, want dis wie dood gegaan het. Dis baie duur. Sy kosbare bloed het vir my gevloei. Ons 'n versie in Handelinge wat dit sê, God se bloed het gevloei. Die ewige God het die ewige skuld op my rekening opgebrand, geabsorbeer, ingesuig in sy eie liggaam, want hy het mens geword om dit te doen. Ek wil wys Jesus ons hoe duur dit regtig was in hierdie gelykenis. So hierdie koning gaan met sy diensknegte afreken, en hy moet hulle skuld betaal, en ons hierdie een dienskneg wat na die koning toe kom, wat 10.000 talente geskuld het. Nou, ons verstaan nie lekker hoe baie geld dit is nie. Vers 25 sê, omdat hy nie kon betaal nie, gee sy heer bevel dat hy verkoop moet word, en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het, en dat hy moet betaal. Nou, dit sê reeds, dis regtig baie geld. Hy, sy vrou, sy kinders, alles moet daar wees om die rekening af te skryf. Maar dit is nog steeds bietjie abstrak. 100 pennings, dit wat die ander dienskneg, daai dienskneg skuld is nog realisties. Dis ook baie. Maar 100 pennings is 100 dae se dagloon gemiddeld. 1 penning per dag kry vir 'n dagloon. 6000 pennings maak 1 talent op. So 6000 dae se werk maak 1 talent op. Jy het gehoop jy maak in 'n leeftyd 1 talent, miskien 2. So 10.000 talente is onmenslik baie geld. 10.000 maal 6.000. 60 miljoen pennings. 60 miljoen dae se werk. Onmoontlik. 300 ton silwer. En weer eens, Jesus sê nie hierdie woorde dat ons die sakrekenaar uitdruk nie. Hy sê, wat God betaal het, Jesus wat ware God en ware mens was, wat gesterf het aan daai kruis, hy wat ware God en ware mens was, wat gelewe het die lewe wat jy nie kon lewe nie, is ontsaglik baie. Dis 'n oneindige offer. Elke keer as jy bid dat jou sonde vergewe word, dis die bedrag wat betaal is. God gee dit omdat hy lief is vir daai dienskneg. Daar staan die koning het die dienskneg jammer gekry of sy hart het uitgegaan na hom toe. Dis totaal en al onverdiend, want hy's 'n God van genade en daarom betaal hy die rekening. Hy skryf dit af met die bloed van sy eie seun. So nee, vergifnis is nie maar net sommer nie. Vergifnis is duur. Vergifnis is ook nie maar net om iemand te aanvaar nie. Jesus wys ons vergifnis aanvaar nie maar net dat die skuld op die rekening bly en die koning vergeet maar net daarvan nie. Dit kan nie. Dis 'n regverdige en 'n goeie koning. Hy kan nie maar net sonde vergeet nie. Dit moet betaal word, kwytgeskeld word. Sonde
vergifnis is nooit net aanvaarding nie. En dit is belangrik vir ons vergifnis teenoor mekaar ook. Dis nie net, ag, dis okay, ek's jammer en dis okay nie. Dis nie net, ek aanvaar jou soos jy is nie. As ek na iemand toe gaan, en ek konfronteer hom met sy sonde, of ek kom na iemand toe en ek vra vergifnis, dan is dit nie net, aanvaar my soos ek is, ek kan nie anders nie. Vergifnis sê, Jesus is dood vir hierdie sonde. Ek kan daarom nie dieselfde bly nie. Sonde is sonde. Dit is regtig erg. Die volgende ding in die bede wat Jesus ons leer en wat hier ook belangrik is dat die skuld nie los is van die persoon nie. Die diensknegt skuld. Ja, die skuld is opgeskryf in die boek. Maar die diensknegt skuld, dis vas aan die persoon. Ons bid, vergewe ons skulde. So die skuld hang nie hier in die lug rond en dan word dit afgeskryf nie. Persone moet vergewe word. Jy gaan na 'n persoon toe. Jy praat met 'n persoon oor skuldvergifnis. Sondaars het vergifnis nodig. So dis nie hierdie ding van ek gaan die persoon lief hê, maar nie sy sonde nie. Dis vas aan mekaar. God stuur sondaars hel toe. God skei nie ons sonde van ons nie. Jy het vergifnis van jou sondes nodig. En Jesus het dus daar aan die kruis jou skuld betaal. Die betaling van die 10.000 talente wat nie hierdie algemene anonieme skuld, was nie hierdie algemene anonieme skuld wat daar rondgedryf het, en sy geregtigheid was nie 'n blanko cheque wat maar net daar ronddryf vir iemand om te gryp en sy naam in te skryf nie. Dit het jou naam opgehaal. Dit was vas aan jou skuld. Waarom het Jesus, toe hy aan daai kruis die straf dra wat jy moes dra, aan jou gedink? Dis regtig goed. Jy kan vergifnis by God kry in en deur Jesus Christus. En as ons vergifnis kry, is ons ewig kwytgeskeld van daardie sondes. Dis vir my. Geloof sê nie net, dis is daar in die lig nie. Geloof sê, die beloftes van die evangelie is vir my. Ek glo dit vir my. Waarom as ons mekaar ook vergewe, dan vergewe ons 'n persoon. Ek sê nie net, ek vergewe 'n sonde wat in die lug dryf nie. Ek vergewe jou. Want ek wil in verhouding met jou leef. Vergifnis gaan daaroor sodat ons as 'n gemeenskap van gelowiges saam in liefde en vrede kan leef. Die barmhartigheid wat God ons gegee het en oor mekaar kan deel. Maar nou is daar 'n vraag, as ons dan nou totale vergifnis van ons sondes in Christus ontvang het, waarom moet ons nog dit bid? Hoekom bid ons nog dat ons sondes vergewe moet word? Waarom moet ons nog skuldig voel oor ons sondes wat ons nog elke dag doen? En ook waarom voel ons skuldig? As ons dan nou werklik vergewe is. Waarom vereis die Here na wedergeboorte nog daaglikse bekering en belydenis van ons sondes, as ons dit dan alles reeds in Christus het? Hoor wat sê die Westminster belydenis hieroor in hoofstuk 11, oor regverdigmaking. Het sê, God gaan voort om die sondes van die wat geregverdig is te vergewe.
En alhoewel hulle nooit uit die toestand van regverdigmaking kan val nie, kan hulle tog deur hulle sondes onder God se vaderlike ontevredenheid kom en die lig van sy aangesig nie terug ontvang nie, totdat hulle hulself verootmoedig, hulle sondes bely om vergifnis smeek en hulle geloof en bekering hernie. Jesus leer ons om die Onse Vader te bid. Ons kom na hom toe as Vader. Ons kom na hom toe as sy kinders. Ons is dus reeds sy kinders as ons dit bid. Dis 'n gebed vir Christene wat vergewe is in Christus. En hierdie is regtig belangrik vir daai laaste versie in die gelykenis, vers 35, en ook wat Jesus leer in Matteus 6, net na die Onse Vader, in vers 14 en 15, waar hy sê, want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Dit beteken nie, ons word vergewe op grond van ons vergifnis van ander nie. Dit kan beteken, dat ons vergifnis van ander mense die bewys is van God se vergifnis aan ons, maar die teks sê, God sal sy vergifnis aan ons weerhou, as ons nie mekaar vergewe nie. Dis wat daar staan, ook hier in vers 35, so sal my hemelse Vader aan julle doen, as julle nie elkeen sy broeder van harte sy oortredinge vergewe nie. Hy gaan sy vergifnis weerhou, as ons nie mekaar vergewe nie. So hoe moet ons dit verstaan? Wel, soos die Westminster hoofstuk 11 wys, is 2 vlakke van vergifnis. En dit is regtig belangrik om daai onderskeid te hou en in ons gedagtes te hou, soos ons ook hierdie skrif lees en vergifnis teekom, ook vergifnis teenoor mekaar. Hier is hierdie 2 vlakke. Daar's 'n verskil tussen ons vergifnis van sondes in ons regverdigmaking en ons elke dag se verhouding met die Vader. Ons kan nooit uit regverdigmaking val nie. Ons staan voor God in Christus, totaal en al vergewe. As jy nou sterf, is al jou sy goeie werke joune en al jou sondes is werklik afgeskryf. Maar ons leef elke dag in 'n verhouding met die Vader. Ons kan met ons sondes onder God se vaderlike ontevredenheid kom, waar hy die lig van sy aangesig van ons af wegdraai. En daarom bid ons weer en weer vir vergifnis. Ons bid dat die Vader nie sy vriendelike aangesig van ons sal wegdraai nie, maar ons sondes op grond van Christus se werk sal uitdelg, uitvee, dat dit nie meer skeiding bring tussen ons en hom nie. So, aan die een kant staan ons totaal onskuldig voor die regter van die heelal, deur die geloof in Christus, en aan die ander kant staan ons dalk voor die Vader wat neerkyk op sy kind, wat net weer in dieselfde sonde val. En dan straf die Vader ons as Vader, maar nie met die ewige straf wat ons verdien nie, hy tugtig ons soos 'n pa sy kind tugtig. Daarom het ons elke dag vergifnis nodig. Daarom moet jy elke dag weer gaan bely en weer treur oor jou sonde en weer bekeer daarvan. Hierdie is regtig so belangrik. Geregtelike vergifnis en vaderlike vergifnis. Geregtelike vergifnis en vaderlike vergifnis. Die kerk weet nie meer wat ons met sonde moet doen nie, want ons weet nie eers meer wat is sonde nie, maar die Here leer ons, kom na my toe, as Vader, bely dit voor my, bring jou sondes daar voor die Vader. Jy sê, ons Vader, die Vader van barmhartigheid, wat 10.000 talente kwytskeld vir sy dienskneg. Hy wil hê, jy moet na hom toe kom met jou sondes. Hierdie onderskeid
tussen die geregtelike vergifnis en die vaderlike vergifnis, of hierdie twee vlakke is so belangrik vir 'n reeks probleme in ons teologie, hoe bekering werk na bekering, en hoe sekere opdragte voorwaardelik lyk tot die Vader se guns. Dis nie net hierdie een van vergifnis nie. Hoe God na ons kyk, hoe straf werk, hoe kinderopvoeding werk. Ons gaan nie nou vanaand op dit alles ingaan nie. Dit is regtig belangrik om te onthou. Geregtelike vergifnis en vaderlike vergifnis. En hierdie onderskeid is belangrik om hierdie vers 35 en Matteus 6 vers 14 en 15 te verstaan. As ons die Vader se kinders is ons vergewe in Christus. Maar hy gaan sy vriendelike aangesig van ons af wegdraai as ons nie daardie vergifnis wat ons ontvang het aan ander bewys nie. Nou gaan ons nie daardie vaderlike vergifnis ervaar nie. Daarom is dit so belangrik om te leer hoe ons mekaar moet vergewe. En ons moet leer hoe om die evangelie oor en oor vir onsself te preek. Ons moet leer hoe om hierdie gelykenisse inhoud te memoriseer. Kyk wat gebeur nou verder in die gelykenis, vers 28. En toe die diensknegt uitgaan en een van die medediensknegte vind, een van sy medediensknegte vind wat hom 100 pennings skuldig was, het hom aan die keel gegryp en gesê, betaal my wat jy skuld. So hy gaan daar by die koning se raadsaal uit. Hy staan van sy stilte tyd af op, waar hy die Vader gebid het om hom te vergewe. En hy staan van sy knie af op en hy stap na 'n ander sondaar toe, gryp hom aan die keel en hy konfronteer hom sonder genade. En die medediensknegt in die Vader se koninkryk smeek om vergifnis, maar hy wil dit nie gee nie. Hy hou sy medediensknegt se sonde teen hom. Hy raak bitter en hy praat nie meer met hom nie. Hy haat hom in sy gesprekke en in sy gesprekke met sy vrou, want hy skuld hom. Hy skuld hom die wêreld. Hy moet regmaak wat hy verkeerd gedoen het, al is dit onmoontlik. Nou die skuld is 100 pennings, dis 100 daglone, 3 tot 4 maande se geld, dis tot bietjie meer realisties. Maar dis nog steeds baie geld. Dis 'n 600.000ste van die skuld wat vir hom afgeskryf is. En sy medediensknegt vra hom presies dieselfde as wat hy gevra het vir die koning. Hy sê, ek sal alles afskryf. Dis baie meer realisties as wat hy gesê het. Hy kan nie 10.000 talente afwerk nie. Maar hy bewys geen genade nie. En hierdie gebeurtenis het toe by die koning uitgekom en hy het hom laat roep en gesê, jou slegte diensknegt, al daardie skuld het ek jou kwyt geskeld of vergewe, omdat jy my gesmeek het, moes jy nie jou medediensknegt ook barmhartig wees soos ek jou barmhartig gewees het nie. En sy Here het hom in toorn oorgegee aan die pynigers, totdat hy sou betaal alles wat hy hom skuldig was. Moet ons nie die barmhartigheid bewys as ons die barmhartigheid van God ontvang het nie. Jesus sê in Matteus 5 vers 7, salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Dus daar een van die voorbeelde van hierdie voorwaardelike ding, wat ons moet verstaan in hierdie verhouding met die Vader, lyk dit voorwaardelik, maar ons het reeds die barmhartigheid ontvang. Hulle leef, die wat barmhartig is, leef met die bewys van die barmhartigheid wat hulle ontvang het, en daarom is hulle barmhartig, en daarom sal hulle die Vader se barmhartigheid weer ontvang. Hierdie diensknegt is uiteindelik nie verkoop, soos hy aanvanklik sou verkoop word nie, maar hy is gepynig, sodat die skuld betaal kan word. Gepynig dat die oneindige skuld betaal word. As jy nie jou broer vergewe nie, kan jy nie verwag dat jy vergewe word deur die Vader nie. Dit beteken nie die sonde om nie iemand te vergewe nie, is die onvergeeflike sonde wat sal maak dat ek uit God se genade uitval nie. Dit beteken wel dat indien jy volhardend nie vergewe nie, bewys jy dat jy nooit vergewe is nie. En dan sal jy die skuld van oneindigheid en ewigheid dra.
Die gelykenis hier is in extremis om 'n punt te maak, Christene vergewe, want Christene is vergewe. Vergewe en vergewend. So as jy sukkel hiermee, gaan met die sonde van om nie te vergewe nie, na die Vader toe. En vra hom dat hy daai 10.000 talente sal afskryf. Hoe doen ek dit dan verder teenoor my naaste? Wel, bedink hierdie evangelie. Jy self moet in die gewoonte wees om te sien waarvan jy vergewe is. Dis 10.000 talente. Dis hoekom Jesus ons leer om hierdie te bid, oor en oor en oor en oor. Here, vergewe my, en bedink die evangelie met spesifieke sondes. Nie net elke aand, Here, vergewe ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe, maar ek dink nie aan hoe 'n sondaar ek regtig is nie. Ek identifiseer nie spesifieke sondes wat ek deur daai dag gepleeg het nie. Ek moet elke dag sien, ek is 'n sondaar met 10.000 talente skuld. Wat ook al iemand teen jou gedoen het, jy het 600.000 keer erger teen die Here gepleeg. Hoe sleg jy ook al dink iemand anders is, jy is in jouself 600.000 keer slegter voor die Here. En die Here het jou vergewe. Regtig dit afgeskryf. Hy dink nie meer aan jou verlede nie. Preek dit vir jouself. En as jy dink, maar hierdie ou het nou al 7 keer dieselfde ding oorgedoen. Jy het al 600.000 keer dieselfde ding gedoen. As jy dit besef, gaan jy begin om ander mense om vergifnis ook te vra vir jou sondes teenoor hulle. Jy gaan ook nie meer net sê ek is jammer nie, jy gaan vra, vergewe my asseblief. Skryf hierdie skuld af. Ek kan jou nie daarvoor betaal nie, want dit is sonde teen God. Maar sal jy my vergewe asseblief? Ek sal alles probeer doen om die gevolge van hierdie sonde reg te maak. Maar vergewe my. En met daardie besluit om so te praat en so te vra, leer jy om nie meer klein te dink van jou sondes teenoor ander nie. Jy moet vergewe word. Is nie maar net sommer niks nie. Dis nie maar net okay as jy op jou kinders skree of jou vrou beledig nie. Jy vra vergifnis. En dan besluit jy ook dat jy vir die persone sal bid wat jou kwaad aangedoen het. Soos Jesus sê, julle moet julle vyande lief hê, seën die wat julle vervloek, doen goed aan die wat julle haat, bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. Bid vir die wat jou kwaad aangedoen het. En besluit dan dat jy ander se sonde sal begin hanteer soos Jesus leer. As dit 'n sonde is wat nie julle verhouding op die langtermyn beïnvloed nie, of nie herhalend is nie, of nie maak dat hy wegval van die Here af nie, of nie sal maak dat iemand anders seer kry nie, bedek dit in liefde. Want die Here het jou 10.000 talente vergewe, kwytgeskeld. Soos 1 Petrus 4 vers 8 sê, hoe alles moet julle mekaar vurig lief hê, want die liefde sal 'n menigte sondes bedek. Bedek dit net in liefde. Maar as dit wel dan 'n ernstige sonde is, of meer herhalend of volhardend is, dan sê die Here, jy moet dit dadelik hanteer. Jy moet dadelik met daai persoon gaan praat, voordat dit begin opkrop, voordat dit begin broei, dat al bitterheid inborrel. Matteus 5 en Matteus 18, net voor hierdie gedeelte, sê, gaan praat met die persoon. Dis regtig so eenvoudig. As hy sy sonde raak sien en bely, vergewe hom, omdat jy in Christus vergewe is. En as die persoon steeds volhard, nadat jy selfs Matteus 18 die pad geloop het, moenie laat bitterheid in jou hart opkom nie.
Smoor dit. Alle bitterheid moet ook van jou verwyder word, sê Paulus. Dit moenie broei nie. So bedink dan die evangelie. Elke keer as daar die haat en teleurstelling en frustrasie gedagtes opkom, vervang dit met skrif. Vervang dit met hierdie gelykenis. Met evangelie. Ag nee, die skrif is nog so vol van vergifnis. Die psalms is vol daarvan. Ons almal kan nog meer in hierdie onderwerp indelf om onsself toe te rus om mekaar van harte te vergewe. Is juis in hierdie gebed dat die evangelie van vergifnis hande en voete kry. So bedink die evangelie, gelowige, en bid aan die Vader. Vader, vergewe ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Kom ons bid saam.